Goeiemôre geliefdes. Goeiemôre, môre. Al is ons bietjie minder vanoggend net, kan ons nou 'n bietjie harder sê. Goeiemôre. Môre. Maar ek kry die dag nou en elke keer die sonnaandoggende vir mense hulle sê dis lekker, nee? Is dit lekker om in die huis van die Here te wees? Amen. Al is dit hoe koud buite nie, ons opgestaan en ons kan die Here loof en ons kan hom prys vanoggend, nee? Kom ons open eers maar met gebed. Here, baie dankie vir vanoggend se geleentheid, Here, om so by mekaar te kan kom, Here Jesus, om U naam te kan loof en te kan prys, Here. Here, om op U woord te kan staan, Here, en U woord meer en meer te kan eet, Here. Here, om te kan groei in U, Here Jesus. Here, want U is ons Papa Vader, en sonder U kan ons nie gaan nie, Here. Here, vanoggend kom ek spesiaal, Here, en ek bid vir almal wat miskien nie vanoggend nie kan wees, Here, wat nie wel is in hulle liggame, Here. Here, ons kom teen daai teken, Here Jesus, ons sny dit nou af in die naam van Jesus. Ons kom nou en ons vra, Here, dat die een en elkeen sal oplig en die elkeen sal aanraak nou in die naam van Jesus. Here, genees hulle liggame nou in die naam van Jesus. Here, laat hulle kan terugwees hier by ons, by die kerk, Here Jesus, om U naam te kan loof en te kan prys. Here, ons gee alle lof en alle eer aan U vanoggend, Here Jesus. Amen. So wil ek ook vanoggend aan al die Facebook-mense welkom sê. Julle, die plek is hier om in die huis van die Here te wees, om die Here se naam hier groot te kan maak. Kom ons draai so om na die een na die ander en kom ons groet mekaar. Ons is ons familiekerk. Goeiemôre almal. Baie welkom hierso. Ons het vanoggend hier om die Here se wil werklik groot en eer om te prys aan hy se werk, want hy is op die troon en hy regeer. Kom ons sluit net die oë. Ons Hemelse Vader, ons dank en ons eer U vanoggend, Here, dat ons deel kan wees van hierdie gemeente. Dankie, Here, dat ons vanoggend hier kan inkom. Here, elkeen wat self in hierdie sak druk, Here, om sy saad te saai in goeie grond. Here, wil ons bid dat U dit sal weer vervul, Here, vandag. Here, 3-dubbel, Here, 100%, Here. Here, die wat nie het nie, Here, wil ons bid dat U ook vir hulle sal voorsien. Here, ons dank en ons eer, Here, vir die voorreg wat ons het om nog ten saad te kan saai, Here. En ons weet U voorsien en vir die wat ook nie het nie, Here, sal U ook voorsien. En ons dank en ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Well, praise the Here. God is good. All the time. And all the time, God is good. I'm excited about being in the presence of the Lord. Daarom sê ek was bly toe vir my sê dat ons gaan na die huis van die Here. Amen. Are you glad to be in the house of God? Amen. We're going to worship the Lord. We're going to exalt His holy name. Ons gaan sy naam groot maak vanmôre en ek is gereed om dit te doen en ek hoop jy's gereed om dit te doen saam met ons vanoggend. Ek kry nog 'n bietjie koud sê vrou langs so maar gee my 'n bietjie spasie. Want nou wil ek 'n bietjie rondtrap en dan gaan gou warm kry. Amen. Halleluja. Kom sing met my.
It's the same blood. Halleluja. Is die bloed wat jou en my siel gered het, wat ons lippe gewas het aan die sneeuw, het dieselfde kracht vandag. Hy was nog steeds binnen by die sneeuw. Hy verander die sneeuw. Hy power in the blood of Jesus. Halleluja. God is good. It is truly good. Ek kan nie sit, ek kan nie geliefd is baie, baie dankie. Die Here seën u. Halleluja. So groot, so goed, so goed. En dan gaan vir ons 'n getuienis speel van Green. En kom ons luister mooi. Sy was lank in die hospitaal, tyd in die hospitaal, die Here het haar opgerig en ons is dankbaar. En ons speel gerus dit wat die Here graag gedoen het. Dankie, Erna. Ek wil die Here vanmôre sê dankie vir die liefde wat die Here vir my op my uitgestort het terwyl ek in die hospitaal was. Al die besoeke en almal wat vir my gebede opgestuur het, wil ek dankie sê. En ek het 'n hart aan my hart gewerk, wat hulle gedink het hulle sou nie kan doen nie, maar die Here het dit voorsien en ek wil die Here baie dankie sê vir sy goedheid en guns wat hy op my uitgestort het. Dankie Vader vir alles wat ek ontvang het en dankie vir almal wat vir my gebede opgesê het. Ek weet ons is maagstaat op ons broers en susters wat ons ondersteun en ek wil die Here dankie sê vir almal en vir ons pastoor en sy vrou wat vir my kom kuier en ou broer vir my kom kuier. Baie dankie Vera
dankie vir julle besoeke wat vir my elke dag krag gegee om aan te gaan. En nou voel ek baie beter wat die Here vir my deurdra en ek kan dit sonder sy krag en sy genade kan doen. Baie dankie. Amen. Amen. Kom on. Baie dankie aan saam met die Green wat die Here vir ons gedoen het en elkeen van u wat vir haar opgedra het. Baie dankie. Ons familie, jy weet, so ons bid vir mekaar en vanoggend juist is daar soveel van ons mense wat nie kan wees nie weens griep en verkoue en jy moet sukkel om hierdie verkoue af te skit. Ek weet nie wat is dit nie, maar dit is tyd dat ons hierdie verkoue aanspreek in die naam van Jesus. Stem saam met my vanoggend. Okay, let's pray. Let's just bring them before the Lord this morning. If you're watching on Facebook and you're battling with a cold or flu, we're going to pray for you right now and receive your healing. As kerk, kom ons betrou die Here saam. Daar Here, laat jou hand op en ons stem saam vanmôre in gebed. Hemelvader, ons kom vanmôre en ons bring so elkeen van ons kerkfamilie en hulle wat daar op Facebook is, hulle wat kyk vanmôre en wat al griep of verkoue het en ons vra vanmôre dat julle sal aanraak, want ons weet dat u woord weer vir ons Jesaja 53 deur u wonde het daar genesing gekom en daardie genesing is beskikbaar. Ons dank u vir u woord, want u woord is onveranderlik en dit wat u gesê het, dit doen u en u genees ons Heer. En daarom spreek ons hierdie verkoue aan, ons spreek hierdie griep aan in die naam van Jesus en ons sê los hulle liggame in die naam van die Here. Ons spreek lewe, ons spreek gesondheid oor hulle en nou in die naam van Jesus. Psalm 103 en vers 3 verklaar, die vergewe al ons ongeregtigheid en genees al hulle krankhede. Dankie vir 1 Petrus 2:24 wat verklaar, deur die wonde van Jesus is julle genees en nou ontvang hulle genesing. They receive the healing in the mighty name of Jesus. And we thank you, Lord. Thank you for healing. Thank you for touching. Thank you for restoring. Dankie vir genesing wat vloei dan ons eer in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. So bly ons kan opdra en so graag in die huis van die Here wees, maar ongelukkig weens die koues en goeders, jy weet, wil hulle nie kom en ander mense aansteek nie. En ons verstaan dit. Ons moet ons dink aan mekaar ook, maar ons weet dat afstand is by God nie 'n probleem nie. Amen. Die skrif sê ons sy oor is nie te ver nie en sy arm is nie te kort nie. Amen. So ons weet, hy is altyd beskikbaar om te red en te genees. Hy doen dit nog steeds. Amen. Los dit vanmôre. Die Here is dieselfde Here. Amen. Prys sy groot naam. Die Here is goed. Maar vanoggend wil ek jou selfs in die woord van die Here. Ek wil saam met my gaan vanoggend in die woord van die Here dat ons ook so sy naam kan verheerlik. En ek wil saam met my na Handelinge hoofstuk 1 toe. Acts chapter 1. Acts chapter 1. Handelinge hoofstuk 1. Halleluja. Jesus is 'n kruisig. Op die derde dag opgestaan. Hy het op hierdie aarde gewandel vir nog 40 dae, waar hy met sy disippels gespreek het. Die hemelvaart vind plaas. Jesus gee opdrag aan die disippels. Hy vaar op na die hemel en hy gaan sit aan die regterkant van die Vader. En nou is ons in hierdie periode van hemelvaart na Pinkster. Amen. We're in the time frame of his ascension to heaven and Pentecost. And what a wonderful time it is. An expectation that's been created. Amen. Daar's 'n verwagting. Het jy 'n verwagting vanmôre? Het jy 'n verwagting in jou hart dat die Here iets besonders gaan doen? Onthou ons sê dit so dikwels, hy sê, as jy nie 'n verwagting het nie, gaan jy niks ontvang nie. Amen. You got to have an expectation.
If there's no expectation, God has nothing to fill. You hear that this morning? Kind van die Here, skep 'n verwagting in jou binneste. Ek kyk uit en ek is opgewonde oor Pinkstertyd, want ek glo in hierdie jaar gaan ons 'n Pinkstertyd beleef soos ons lanklaas beleef het. Dis die kerk wat saam met my glo vanmôre. Amen. Sê dit vir ou langs jou, jy moenie mis nie. Jy praat altyd met myself, ou sê oor die ander ou. Sê oor die ander ook. Sê jy moenie mis nie. Ons gaan begin met Pinksterdienste van volgende Sondag af, die 8ste. En ons gaan klaarmaak die Woensdag. En ek glo dat in hierdie periode gaan die Here nuwe mense vang met die Heilige Gees wat nog nie gevul was met die Heilige Gees. So if you want to be filled, make sure you are here. As jy daar op Facebook kyk, jy moet hier wees wat die skrif sê. Hulle het hulle die hande opgelê. Ek kan nie op Facebook vir jou hande oplê nie. Maar as jy hier is, kan ek vir jou hande oplê. Amen. And I believe that it will be according to the word of God, just as it was with Paul, just as it was with the disciples when they laid their hands upon them. Amen. They received the Holy Ghost and started speaking with new tongues. Amen. Prys die Here, ek is opgewonde daarvoor. So vanmôre gesels ek jou na die hemelvaart, krag, doel en Pinkster. Amen. Krag, doel en Pinkster. Ek en jy moet weet vanoggend dat ons het die Heilige Gees in ons vir 'n doel, vir 'n rede. Amen. So kom ons lees saam vanmôre die woord van die Here, Handelinge hoofstuk 1. En ons lees hierso vers 8 in die woord van die Here. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Halleluja. Amen. Ye shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the outskirts of the earth. Amen. So dis wat die woord van die Here vir ons sê. So ons hoor die woord en ons agstaan daarop. Jesus het na sy hemelvaart en sy disippels nie alleen gelaat nie. Hy het hulle nie agtergelos met niemand om hulle te help nie. Hy het hulle iemand gegee, die Heilige Gees, om by hulle te bly, om hulle te ondersteun, om hulle te dra, om hulle te versterk in 'n tyd soos hierdie. Amen. So kind van die Here vanmôre weet dit. Hy het 'n belofte en 'n sending nagelaat. We received a promise and a mission. Jy het 'n missie. Met ander woorde, jy is gestuur om iets te doen. Jy is gestuur. As ek die skrif lees, is daar 'n paar dinge wat uitstaan. Nommer 1, ek kyk in hierdie vers en ek sien, hy sê julle sal. So nie net een persoon, hy sê maar langs dis vir ons almal. Dis vir ons almal. Hy sê ye shall receive power after the Holy Ghost comes upon you. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En hoor mooi, en julle, sê maar langs dis ons. Dis ons. We got to speak to one another. We got to realize that God's talking to us as well. God is saying, and ye, nie ek nie, ons sal sy getuies wees. Sê maar langs jou getuie. Getuie. 'n Getuie. Wat is 'n getuie? 'n Getuie is een wat vertel van 'n gebeurtenis. Amen. Amen. Jy verstaan ons, wat is 'n getuie? 'n Getuie het gesien, 'n getuie het gehoor, 'n getuie was daar, 'n getuie was deel van dit. Amen. So kind van die Here vanmôre, we are his witnesses to do what? To go and share the gospel, the good news to the world. Amen. Ons leef in 'n tyd waar die wêreld baie te mekaar is. Ons leef in 'n tyd waar die wêreld meer gefokus is op self
as enige ander tyd in die geskiedenis. We got to realize and we have a purpose as the body of Christ. Amen. Ons het 'n doel. Ons is nie net hierdie, ons het 'n funksie om te vervul. En daardie funksie is om 'n getuie te wees van wie? Van Jesus Christus. Halleluja. Mense, ons moet vertel van wie hy is. Amen. Sê vir hulle langs jou wie hy is. Wie hy is. Is ons like om te praat oor onsself. Ons like om te praat oor wie ek is, oor wat ek doen, oor wat ek wil hê. Want toe Jesus hierdie opdrag gee en hy sê vir julle sal krag ontvang en hy sê julle sal my getuies wees. Amen. Solang jou Bybel daai woord moet jy merk, daar lê elke keer sê sal. Beteken sal julle moet ek en jy weet hy praat met ons so. En hy sê dat ons sal sy getuie wees. En 'n getuie moet nou vertel van hom. En hoe kan ek iemand vertel van iemand wat ek nie ken nie? Amen. So you've got to know Jesus. If you don't know Jesus, you will not be able to tell somebody about Jesus. Ons moet weet dat Jesus gesterf het op die kruis van Golgotha. Amen. Ons moet weet hy het die werk wat die Vader ons gegee het voltooi. Amen. We got to know that he rose from the dead. It shows his power. Amen. Amen. So kyk wanneer ons besef vanmôre dat wanneer ons kyk na Jesus en ons vertel van dit wat hy kom doen het, vertel ons ook van hy het my lewe kom verander. Halleluja. En my lewe kan nie weer dieselfde wees because he changed me. Amen. Toe Jesus in jou kom woon, toe jou lewe vir die Here gee, toe kom en maak hy 'n verandering in jou as mens en jy kan nooit weer dieselfde wees nie. The Spirit of the living God dwells on the inside of you. Wat toe gebeur het, is die kerk is opgebore. En die kerk is gebore in krag. En die fondamente is gelê. En nou is die kerk 'n rigtingwyser na Jesus toe. Amen. That's the purpose. Child of God, that's our function. Is to point people, not to us, but to Jesus. Amen. Want Jesus is die een wat die verandering maak. Ek en jy, ja, ons kan soos Paulus sê, volg my soos ek Christus volg. Ons kan dit sê, en ons moet mense kry om ons te volg, soos wat hulle Jesus volg, dat ons nog steeds wys na Jesus toe. Amen. En help nie ons sê mense hulle my volg, maar ons lei hulle die afgrond in nie. Ons moet hulle na Jesus toe rig. We got to point to Jesus. So die eerste punt van môre wil ek vir jou sê, dis die wagkamer van gehoorsaamheid. The waiting room of obedience. Want die opdrag wat Jesus hulle gee, hy sê, gaan en wag in Jerusalem. Amen. So they had something to do. They had to go back to Jerusalem and had to wait for the Holy Ghost. En ons gewag. Ons is in hierdie periode nou, waar ons self geneem maak. Ons hoef nie te wag vir die Heilige Gees om te kom nie, want hy is klaar uitgestop. Hy is reeds hier. The Holy Spirit is already available to every person in this place, everyone watching on Facebook, everyone that believes in him. So elkeen wat glo, is die Heilige Gees beskikbaar en elkeen kan ontvang. So vanmôre gaan ons in ons sonde ons af, of maak onsself gereed om in heiligheid te wandel saam met God, sodat ons instrumente in sy hande kan wees. Amen. So sometimes we need to go into that waiting room. Jy sê as jy dokter toe gaan, stap jy mos nie net van jou huis af reg in die dokter se kantoor in nie. Is dit waar? Ja, ons stap ons nie reg in ons stap in daai wagkamer. Ons kom hier by die vangs, sê ek is hier, jy sê dit is reg, jy moet sit plek. En dan wag jy vir jou beurt. Is dit waar? Amen. So there in the waiting room, you wait.
with an expectation to see the doctor. Amen. Ek dink nie een van ons wil graag in daai wagkamer wag net om te sien hier kom die dokter uit, daar klim hy sy kar ry hy. Ek dink nie ons sal baie gelukkig wees nie. Of hy die sekretaresse of die receptionist, die dame, die ontvangsdame, waar wag hy nou? Nee, skam nie daar. Ek dink jy gaan baie ongelukkig wees vir daai dokter. Gelukkig. Hoef ek nie ongelukkig te wees vir die Heilige Gees nie. Ons hoef nie te worry nie, ons hoef nie wonder nie, ons hoef te dink waar gaan hy heen nie, ons weet hy is hier. Amen. Ons weet hy is teenwoordig. En omdat ons weet hy is teenwoordig, kan almal 'n kans hê om met hom te ontmoet. Amen. We have an opportunity to meet with God, and our lives can be transformed and changed, and we will never be the same again. Amen. Ons moet verander in ons lewens, ons moet daai plek kom waar ons besef dat ons moet fokus in daardie wagkamer en seker maak ons stel ons in as instrumente om deur die hand van God gebruik te kan word. Amen. Kind van die Here, we got to be instruments in His hand. Die skrif sê, almal wat homself reinig. Hy sê, almal wat homself reinig. Hy praat nie van bad nie. Hy praat van die reiniging van jou liggaam, reinig die uiterlike nie. Hy praat hier van 'n innerlike reiniging. Hy sê, jy moet jouself ondersoek, jy moet jouself deursoek. Daar sê so, hy sê, deursoek my, o God, en kyk in my, of daar nie iets is. Daar sê dit. Kind van Here, ons sit hier vanmôre. En ons is hier om te hoor, en ons is in die wagkamer periode, en ons maak ons reg met 'n afwagting vir Pinkster, nie vir die uitstorting dat die Heilige Gees uitgestort word nie, want hy is reeds uitgestort, maar ons is in 'n afwagtingsperiode om hier binne ons 'n groter honger op te wek, sodat wanneer ons kom op die tyd van Pinkster, ons net drink uit daai fontein, hallelujah. We just drink from the fountain that has been opened to you and me, so that we can be flooded and filled with His presence. Oh, and when I say it, I just sense the presence of the Lord. Kind van Here, vanmôre wil jy moet hoor. Ons is in 'n wagkamer, besig om ons gereed te maak, maar ook om onsself te ondersoek en te sê, Here, jy moet niks in my wees wat kan keer dat ek nie totaal en al vol is van U nie. Wagkamer van gehoorsaam. Skrif sê, hy wat onsself reinig, sal 'n bruikbare. Amen. Maar moet jy nou so 'n bruikbare instrument in die hand van die Here. Here's words. He that cleanses himself will be a useful instrument, a powerful instrument in the hand of God. Amen. Kind van die Here, vanoggend het ons kom, ons het koortjie speel, daar's my gitaar gevat, toe ek vanoggend hier kom, toe sê hy geklap, hy's neergesit hierso, maar hy is nog nie ingestel nie. Die instrument is in die kerk. Die instrument is op sy plek. Maar die instrument is nie getune nie. Hy is ingestel. Ek kom en ek vat hom en ek hoor en ek sien, snaar of twee spoel my waar hy moet wees nie. Ek begin luister en ek stel totdat elke snaar ingestel is op sy noot. Om saam met jou te doen. Elke snaar moet ingestel wees op sy noot, want wanneer een snaar op daardie gitaar nie reg ingestel is nie, klink hy nie soos hy moet nie. Jy kan hoor, selfs iemand wat nie musikaal aangelê is, jy kan hoor, hy klink al, maar iets is hier reg daar nie. Jy weet dat nie presies wat nie, maar jy weet, something is off. So ek neem die gitaar en ek gaan hier uit 12 snare en ek stel elke een van hulle in, sodat elke een op die regte noot is en wanneer ek hom dan speel, dan is die klank aangenaam.
Oh, somebody, the sound, when the instrument is tuned and it's played, the sound is soothing to my soul. Amen. Wanneer jy ingestel is en jy jouself gereinig en jy's ingeskakel met God en jy's in die wagkamer van gehoorsaamheid, sal God getrou wees om jou te seën in daai oomblik van jou lewe. My friend, I want to ask you to pray this week, to fast this week, to stand in the gap this week, so that when you come out there, you come out with fire. Jy kom met die vuur van die Heilige Gees. Jy kom nie om vuur te kom haal met die kerk nie. Jy kom om vuur te bring, sodat die brand kan groter wees. We got there the fire of the Holy Ghost in our lives, and the more the fire burns, the stronger we will be as the body of Jesus Christ. Amen. Dis kosbaar wanneer ek kyk na die woord van die Here en ek sien hierdie aspek. Hy sê in Handelinge 1 en vers 14, sê hy die volgende: hulle almal het eendragtig volhard. Oh, come on. Sê vir langs jou, eendragtig. En daar's 'n woordjie langs aan dit. Volhard. Sien maar, ons kan saamkom met een hart, een gedagte. Dit is selfs volhard. Tot op daai oomblik. Hulle was eendragtig en het volhard in gebed. Hoor die woorde, gebed en smeekend, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en sy broers. Hallelujah. These all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary and the mother of Jesus and his brethren. Hulle het volhard in gebed. Hier hoor. Hierdie week volhard in gebed. Hierdie week koop tyd uit. Was vir my week is so besig. Die week van my is so vol. Ek weet nie waar gaan ek tyd kry nie. Want in die aand het ons geleer. Hulle vra vir jou, wat jy gedoen tussen 12 en 5. Ja, jy het nie skoon gehad nie. As jy raai op verhaal, want dit inspeksie is vir hom sê, maar ek het die tyd gehad om hierdie dinge te sê, wat jy gemaak tussen 12 en 5. Ja, jy het geslaap, as jy dat jy ons tyd gehad. Kind van die Here, as die skrif wat sê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie skrywe, nog 'n bietjie hande vou. My vriend, wie wat gebeur? Gaan weer verby. En so brok die nuus vir jou, ek het so 'n paar doen met dit maar, as jy dit wil ontdek. As jy 8 ure 'n dag slaap, net 8 ure 'n dag, die dag as jy 60 jaar oud is, het jy 20 jaar geslaap. Dit klink nou wel vreeslik, né? Ek is 60 jaar oud, maar wat 60 jaar en ek 20 jaar geslaap. Nee, word wakker. Die tyd. Volhard in. Wat het jy gesê, volhard in? Jy moet praat nie, jy gevang word. Gebed. Volhard in gebed, in gehoorsaamheid, in die kamer, die wagkamer, waar God met jou wil ontmoet en jou gebruik as 'n instrument om iemand anders se lewe aan die brand te steek vir Jesus Christus. Halleluja. We got to realize that He is faithful and He will do it. Wag, som jou af, reinig jouself, kry jouself ingestel, skakel elke ding wat jou aandag aftrek uit jou gedagtes uit. Die woord sê, gaan in jou binnekamer en maak die deur agter jou toe. En bid die Vader wat in die verborgene sien, en hy sal jou in die openbaar vergeld. Amen.
Kom jy uit 'n bidkamer en jy sê vir jou, wel ek het 12 ure gebid voor vanoggend se diens. When I do that, I want to take the credit for what he's doing. En ek gaan nie oor hoe lang jy in die binnekamer was. Dis tussen jou en God. Laat God jou in die openbaar so dat jy was met hom. Amen. Amen, child of God. You got to enter into that prayer room. Get into your prayer closet. Man, maak die deur toe en klop. Hou aan klop, waar? Aan die hemelse deur. Totdat jy ontmoeting met God het. Want God wil vir jou seën en hy wil vir jou deurkom. Maar hy wag vir elkeen van ons om te sê, Here, hier is ek. Hier is op te veel van my. Ek ontleerig myself van myself. En Here, kom vul my met u. Laat my beker weer oorloop opnuut. As jy nog aanhoudend in gebed, volhard jy nog aanhoudend in gebed, praat jy nog met die Here. Die woord sê ons het nie, want ons bid nie. Ons neem aan, dit moet maar net gebeur. Maar as jy nie vra nie, gaan jy nie ontvang nie. You got to ask God. It's time to get into that prayer closet. It's time to trust Him for a meeting like never ever before. Ek het so verwagting hier in my binneste. Is daar nog iemand saam met my wat so verwag? Maar ons het net 2 of 3 nodig. Want hy sê wat 2 of 3 saamstem, sal dit so wees. Maar ek weet nie meer as 2 of 3 binne hierdie plek. En die verwagting in my binneste dat wanneer ons Pinkster volgende Sondag, as die Here wil, by mekaar kom in hierdie plek, gaan ons Pinkster viere sien brand. Oh, glory! Ek hoop jy my gehoor vanoggend. Ek het nie gesê die vuur gaan val nie. Ek het gesê die vuur gaan brand. Want jy gaan dit saam met jou bring. You come into the church on fire. You come into the church charged up like your cell phone. Amen. Kan van die Here? Ons loop ons hier rond met pap selfone nie. Is dit waar? Wat is die doel van 'n selfoon hê? Maar die battery is op 1%. Jy weet, hy is nie goed vir niks. Die eerste oproep of die eerste boodskap wat inkom. Jy wil hom nog luister of oopmaak, dan skakel jy foon af. Laat die krag om hom aan die gang te hou. You ensure that your phone is charged. As ons geestelike lewe net wil hanteer soos ons hierdie ding hanteer. Permanent in ons hand. Permanent gecharged. Permanent besig om iets te lees, iets te kyk. As ons net dieselfde doen in ons geestelike lewe met die woord van God, met gebed, met ingeskakel wees met die Almagtige, sal hierdie een van ons in hierdie plek droog wees nie. Ons sal vol wees van sy liefde. We will be filled and flooded to the brim in die naam van Jesus Christus en strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Amen. And from here it's time to keep on knocking on heaven's door and say, oh Lord, I might be dry, I might be empty, but I'm asking you to fill me up. Hallelujah. Amen. Die tweede punt is die belofte van krag. Maar julle sal krag ontvang. Krag. Hy woordjie krag, jy het Sondag aangesê, woordjie krag is die Griekse woord dynamis. En die woordjie kom, of die woord dynamiet kom van die woord dynamis. So ek en jy kan verstaan hoe sterk en kragtig dynamiet is. Dynamiet word gebruik om rotse uit mekaar te skiet, as daar 'n pad gemaak wil word. Is jy met my kind van die Here? En God sê vir jou, I will give you power. Sê maar langs jou, power. Kom maar iemand sê power. Hallelujah. Hy sê, I will give you, or ye shall receive power when the Holy Ghost comes upon you. Jy sal krag ontvang. Wat is krag? Dynamis krag. 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 Wat deurbrake veroorsaak in jou lewe. Krag. Wat verander in ander mense se lewens bewerkstellig. Krag.
Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. Jou krag kom van die Here. Sê vir ons, die Here is my krag en my sterkte. Jou krag kom van die Here. En wanneer ons in die krag van die Here beweeg, kan ek en jy nooit weer dieselfde mens bly as wat ons wag nie. Hierdie krag was nie vir Tony, hierdie krag was vir die sender. Dit was nie net vir ander om te kan hoor ek het krag nie, maar hierdie krag was beskikbaar sodat lewens verander kan word. Halleluja. It's time to act with the Holy Spirit. Dit is tyd om saam met hom te beweeg en saam met hom op te tree. Julle sal krag ontvang om getuies te wees. Ons getuig nie net deur ons eie krag vermoë nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Sagaria 4:6 is nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. So spreek die Here. Not by power, nor by might, but by my Spirit, says the Lord. Amen. Dis deur sy Gees, kind van die Here. Ons wil baie keer ons eie krag gebruik, maar ons het die krag van God nodig om eintlik in hierdie lewe in oorwinning te kan beweeg. God is getrou en hy sal dit nog steeds doen. Die derde puntjie vanoggend, die eenheid in die boefretrek. Eenheid in die boefretrek. Die skrif sê, waar 2 of 3 saamstem. Jy hoor nie? Sê vir al jy saamstem. Dis 'n belangrike woord. Jy sien wat die woord sê, dat waar 2 of 3 saamstem oor 'n saak, daar sal dit so wees. 120 disippels kom in die boefretrek by mekaar en wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. 120 disippels is een van hart, een van sin, afwagtende vir dit wat God beloof het. Kind van die Here, is die kerk nog een van hart en een van sin? Is die kerk se hartklop nog, Jesus, kom doen dit weer? Is die kerk se hartklop nog steeds, Here, ons verlang na U en meer van U? Is die kerk se hartklop nog steeds om te sê, Here, kom, raak ons aan, net soos die disippels? Hulle was nie 120 net in liggaam by mekaar nie. Hulle was ingestel met dieselfde verwagting. Het jy dieselfde verwagting vanmôre in jou hart? Ons het 'n quote gesin vanoggend. 'n quote gesin. Dit sê, touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same again. You see, daar's 'n ander een wat sê, reach out and touch him. Ek kan net wat ek doen. Hy het dit reeds gedoen. Al wat hy van jou my vra is, reik uit. Raak my aan. Krag is beskikbaar. Een van hart, een van sin. Psalm 133 sê die skrif, hy sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit as broers ook so saam woon. Daar gebied die Here die seën. Jy gehoor? As ons in eenheid saam woon, wat sê die skrif? Daar gebied hy die seën. Eenheid is belangrik. Unity is important. Jesus maak hierdie stelling, 'n huis wat in homself verdeeld is, sal nie staan nie. Kom aan. 'n huis wat in homself verdeeld is, sal nie staan nie. Dis waar ons die woord kry, divided.
vision. Of daai vision. Soos ek laat ook sê. Jy sien, in jou eie huisgesin, as jy die eenheid het nie, gaan jou huis nie staan nie. You gotta get on the same plan. En dan die Here vir vrou wat hy gegee het. 'n Vrou wat hy voorberei het. 'n Vrou wat hy gesalf het. 'n Vrou wat bid. 'n Vrou wat God gebruik as 'n instrument. Ek is so dankbaar vir 'n vrou wat saam met my staan in eenheid. Halleluja. Kind van die Here, 2 of 3. Saam sê. As daar eenheid is, gebied hy sy seën. My vriend, vanoggend in hierdie plek, kom ons stel onsself in oor hierdie weektydperk. Ons beweeg na Sondag toe. Hierdie is die eerste dag van die week. Volgende Sondag, bring die vuur. Come on fire. Oh, nooit so iemand anders saam met jou wat dalk nie vuur het nie. Daai persoon kan vuur kry. Amen. As 'n kootjie lied wat sê light the fire again. Jy het gisteraan vuur gemaak, maar jy sê so elke nou en dan gaan hy dood en blaas hy hom so 'n bietjie. Light the fire again. Jesus het op die disippels geblaas. Jesus het op die disippels geblaas en hy sê ontvang die Heilige Gees. Woe, dit is vervul. Come on, kind van die Here. Come with fire. Come pray in. Come in tuned in. Come in. Be ready to not just receive but to give what He has given unto you. Amen. Moenie net kom met 'n verwagting om te ontvang nie, maar ook om te gee dit wat Hy jou gegee het. Kind van die Here, stel jou hart in, ondersoek jouself en hierdie week vertrou ons die Here vir 'n magtige beweging in hierdie volle evangelie kerk al voor park en reg oor die wêreld, elke kerk in die naam van Jesus, dat die Gees van God weer kragtig sal beweeg. Amen. As 'n profesie wat sê, herlewing gaan van Afrika afkom. En dit gaan. Ek dink, maar het begin wanneer ek en jy onsself instel. En ek weet nie van jou nie, wat die wêreld kan doen met herlewing. Ek sê, ek weet nie van jou nie, wat die wêreld kan doen met herlewing. En vir die wêreld om te kan doen met herlewing, moet die kinders van die Here herleef wees. Het jy dit gehoor? Die kerk kan nie wag vir herlewing, die kerk moet lewe hê. Die kerk om te kan gee vir die wêreld wat hulle het, moet hulle iets hê. Petrus en Johannes kom by die man met die kap en hy sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek jou. In die naam van Jesus sal ek geloof. My vriend, vanmôre in hierdie plek besef dit, you gotta have something to give something. If you do not have it, you can't give it. So vanmôre, hierdie week sonder ons af, hierdie week maak ons vrede, ons bid ons deur, ons bid ons in, ons stel ons in, ons pleit en ons smeek. Die gehoor en skrif, hy het gesê met gebed en met smeekinge. Hierdie week kom ons voor die Here lê, nie net vir jouself nie, maar vir almal. Amen. Stort jou uit voor God, roep sy aangesig en sê, Here, kom doen dit weer hier in ons lewens. Halleluja. Handelinge 1 vers 5 sê, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. En mag dit vir jou 'n profesie wees. Oh, somebody. Mag hierdie vers vanoggend vir jou 'n profesie wees. Woo, glory. Johannes het koud met water gedoop. Maar nie baie dae van nou af nie, sal julle vervul word met die Heilige Gees. Oh, mag dit 'n profesie wees vir elkeen van ons. Nie baie dae van nou af nie. Oh, dat ons sal vol wees van die Here en sy krag en die salwing sal beleef waar ek en jy ook al beweeg. Kind van die Here, dit is tyd om gereed te maak. Op Pinksterdag, die Gees kom weer. My vriend, ek wil jy moet hoor, hy kom weer. En hy kom nader aan jou en my. En ek wil vir jou hoor, ek wil vir jou sê vanmôre, dit was 'n skielike gebeurtenis. Oh, glory. Suddenly, there came a sound of a mighty rushing wind. And they were all filled. Skielik, sê maar langs jou, kom skielik. Oh,
vrou aan die ander kant jou van die, sê dit gaan skielik wees. Jy moet 'n verwagting hê. En wanneer jy kom by mekaar en jy gereed maak, jy instel, dan daar 'n skielike ontmoeting, 'n onverwagse ontmoeting, maar tog 'n kragtige ontmoeting met die Heilige Gees en met God in hierdie plek te wees. Ons dank die Here daarvoor. En die woord sê, en hulle het gespreek met ander tale en wonders en tekens het plaasgevind deur die hande van die disippels. Halleluja. Kind van die Here, it's time for us, not just to sit and wonder, but to do the wonders in the name of Jesus the Christ. Hallelujah. Dis tyd ons skerp so vol is, dat as iemand aan jou vat, jy nie sê, "Ei dan nie," maar dat hy sal sê, "Sjoe, jy shock my." Op die dag van Pinkster kom God en hy verander die vloed van Babel, waar mense uit mekaar gedryf is, met verskillende tale het hulle gegroepeer. Nou op die dag van Pinkster trek hy mense uit verskillende tale by mekaar en hy gee hulle een taal. Oh, somebody. He gives them all a heavenly language. En jy sal almal met nuwe tale spreek. Oh, ek sien uit daarna, kry van die Here, hoe die tale weer sal vloei opnuut en die gawes van God weer opnuut sal funksioneer. When God fills us up, He will make sure that we run over, and it's not just for you, but every person that comes and touch you in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Wat God vir jou gee hy nie net vir jou nie, maar hy gee dit vir jou om 'n seën vir iemand anders te wees. Halleluja, kind van die Here. Die wêreld weet dat mense wat seer het, mense wat gebroken is, mense wat nie oplossings het vir hierdie wêreld, die weet nie hoe om vorentoe te gaan nie. En ek en jy in hierdie plek hier ook met die antwoord. Die antwoord het 'n naam. Die naam is Jesus. Jesus. Oh, die soetste naam. Die soetste naam vir my. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Handelinge 2 vers 41. Sê die wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 siele is daardie dag bygevoeg. Handelinge 2:41. 3000 siele is daardie dag bygevoeg. Mag jy verander word van vrees na vrymoedigheid. Dis die laaste punt wat ek met jou wil deel. Van vrees na vrymoedigheid. Kind van die Here, dis nie so moeilik soos jy dink nie. So baie van ons is skaam om vir iemand anders te vertel. Dis nie so moeilik nie. Ons is baie skaam om vir iemand anders te bid. Dis nie so moeilik nie. As hierdie pastoor dit kan doen, dan ek jou verseker kan jy doen. Hoe bedoel jy nou, pastoor? Jy is ons nie skaam, ek sien dat hoe bid jy vir mense, ja, maar ek was baie skaam. Maar op 'n dag moes ek die eerste stap gee. Op 'n dag, I had to take the first step and say, God, I'm not going to be afraid anymore. I will be bold. Lord, if you use me, I will keep on being bold for you. Amen. En wie wat gebeur? Die Here gee jou vrymoedigheid. Moenie wag vir 'n feeling nie. Sê vir haar dat jy moenie wag vir 'n feeling nie. Jy sien jou feeling kan nie gee. Want die duiwel gaan vir jou gevoel gee. Hy gaan vir jou gevoel gee. En hy gevoel wat hy jou gaan gee, is hy een wat sê vlug. Hardloop. Draai om. Hoekom? Want hy weet as jy nou bid, hy weet as jy nou gaan in die bres tree, is hy as af. Dan is dit verby. Hy weet as jy nou dit gaan doen, gaan niemand jou meer keer om dit nie te doen nie. So hy doen alles wat hy kan om jou te stop om my eerste keer dit te doen. But once you've done it, it's natural. Dis natuurlik. Hierdie pastoor wat so skaam was om mondeling te praat op skool, is nie meer skaam om vir 'n dame by 'n telefoon te sê, as hy sê, ja, ek is so kopseer. Kom ons bid. By die pan. Vra nie kom stap van weg nie. Dankie Here. Hierdie prys betaal.
Die genesing is beskikbaar vir hulle. Dankie dat jy aanraak. En neem die woord van jou weg. Sien na hierdie dag. Dat jy kan lekker verder werk. Amen. Dan en dasten. Du sien dit. Maar voorheen. Ja. Ek kom na die kerk te staan, agter die banke. Banke vastgaan. Pastoor, sy sal jy ons by dat ek nog kom op. Jy moet nooit jou agter sit nie. Want dan jy dat vir die dier vas. Sit altyd so dat iemand agter jou is, dan is jou baie plek, as jy weet, man. So as jy jou wys, sal jy vir ons bid, dan kyk jy om my so agter jou, sê, dis okay. Ja, vat vrymoedigheid. Deel met vrees. The word of God says, I have not given you a spirit of fear, but a spirit of love, power, and a sound mind. Power, love, and sound mind. Kind van die Here, vrees. Hou jou met God se beloftes in. Vrees. Keer jou om te ontvang, want hy het klaar vir jou 'n storie. Jy sien, God gaan dit nie in jou skoot kom neersit nie. Jy moet dit kom haal. Twee evangeliste is daar in die veld besig, 'n lang tyd in, hulle word later aan honger, en die een evangelis bid en sê, Here, gee vir my 'n hoender, en elke dag bid hy, Here, gee my 'n hoender, en hy kry nie 'n hoender nie, en die ander evangelis bid, sê, Here, wys my waar is die hoender, ek sal homself gaan haal. Ons is so gereeld ingestel om te wag dat die Here dit vir jou hier in jou skoot kom sit. No, God will send somebody on your way. God gaan iemand op jou pad stuur. Jy vra vir vrymoedigheid. Raai wat, hy stuur iemand op jou pad om te bedien. En dan vra jy nog steeds, Here, gee my vrymoedigheid. Here, hy het jou laat al vrymoedigheid gegee. En wag vir jou die stap te neem om dit te gaan haal. Jy weet my? So once you pray for the first person, things change. Wow. Is in hierdie week, Suster Rhoda myself opgestel, maar sy sê hier vanoggend nie. So ek gaan dit sê, maar sy kan dit weer vir jou sê. Suster Rhoda gaan vir behandeling hierdie week en daar by die plek waar sy is 'n dametjie wat vreeslik bang is. En Rhoda sê vir die eerste keer in haar lewe bid sy vir 'n vreemdeling. Amazing. Sy het Sondag die boodskap gehoor, was sy gechallenged is Sondag aan. In daai week gaan pas sy dit toe. En ek kan jou verseker, sy sal nie weer skaam wees om vir 'n vreemdeling te bid. You know why? Want daai selfde dame het haar gaan opsoek. Op Facebook haar gekry, haar gekontak. Sy ek wil net vir jou dankie sê vir daai gebed. Dit het so baie vir my beteken. My vriend, jy is bang om vir iemand te bid, maar jou gebed so eenvoudig, soos wat dit dalk kan wees, gaan daai persoon se lewe raak en verander, meer as wat jy ooit kan besef in jou lewe. Just take a step, just act in faith, and God will show up at the right moment, at the right place, as jy getrou bly. Bly gehoorsaam en doen dit wat hy van jou vra. Wat het verander? Die Heilige Gees? Nee, hy is nog dieselfde. Hoe weet ek dit? Want hy woon hier in my. En hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. En ek weet hy het nie verander nie, want hy is God en God is onveranderlik. Halleluja. En as hy vir die verlede gedoen het, doen hy vandag nog. Ek kan lank skou. Hy doop nog steeds. Hy verlos nog steeds. Hy verander nog steeds lewens. Vertrou hom. Halleluja. So wat moet ons doen? Wag met 'n verwagting. Verenig in gebed en doel. Gevul met die Gees en met vrymoedigheid. En dis dieselfde Gees van Pinkster wat in jou is. Hou dit nie net vir jouself nie, maar gee dit vir iemand anders. Amen. Oh glory. Toe Paulus by hulle kom, Petrus, die ander disippels, vra hulle, het julle al die Heilige Gees ontvang? Ons het eers geweet, daar is die Heilige Gees. Petrus sê, nee, maar dis reg, dan vertel ek julle. En hulle is almal geval, nadat hy hulle hande opgelê het met die Heilige Gees. Amen. You have the Holy Spirit. Don't just keep
keeping for yourself, sharing with somebody else. Lay hands on. Let the Spirit of God fill them anew. En ek sê nou vir jou, jy sal uitkyk in die lewe, want daar is nie iets wat jou blyer kan maak, as om te sien dat iemand se lewe verander is, deur wat jy gedoen het nie. Wat 'n wonderlike voorreg. Na die hemelvaart is die kerk gebore. Nie deur menslike planne nie, maar deur hemelse krag. En hier sit die kerk, die liggaam van Jesus Christus. En dis tyd dat ons gaan en doen soos hy. En lê hande op. Maak 'n verskil. Kind van die Here, die kerk is geroep om 'n verskil te maak. Jesus het nie net gekyk hoe mense daar is nie, het iets gedoen om dit 'n situasie. Wat gaan ek en jy doen in hierdie week? Gaan bid, gaan wag, gaan sonder af en bring die vuur. Amen. Vader, ek dank U vir wonderlike woord om rus op my gegee om te bring. Ek is so opgewonde, Here. Ek is so opgewonde oor wat U gaan doen. Van volgende Sondag af en selfs in hierdie week gaan doen vir elkeen van ons. Ek is so opgewonde daaroor. Here, in hierdie week terwyl ons afsonder, kom en ontmoet met ons as U kerk, as U kinders. En maak seker dat ons bekers oorloop, Here, sodat wanneer ons by mekaar kom, ons net 'n klein stroompie sal hê nie, maar al die strome by mekaar sal vloei en 'n groot vloed veroorsaak van die Gees van die lewende God, wat herlewing bring reg oor Afrika en reg oor die wêreld. Ons dank U daarvoor. Ons vra U, kom doen dit weer. Ons vra U, kom stort dit weer uit, Here, soos U dit gedoen het op die dag van Pinkster. Ons bid die Heilige Gees is hier. Heilige Gees, kom en vul ons op. Gebruik ons as instrumente waardeur U kan werk om lewens te verander. En ons bring die lof en die eer en die aanbidding aan U, want daar is niemand soos U nie. Terwyl ons oë gesluit is, ons oog gebuig is. Vanoggend sit jy in hierdie plek en jy het gehoor van die Heilige Gees, jy het gehoor van afsondering, jy het gehoor van die dinge. Maar die skrif sê, die wêreld kan nie hierdie belofte ontvang nie. Dit is net vir hulle wat gered is. As jy wil krag hê, as jy wil die Gees van God hê, moet jy Jesus Heer van jou lewe maak. En as jy nog nie Jesus Heer van jou lewe gemaak het nie, dan wil ek vandag vir jou vra, wil jy nie die stap neem vandag om Jesus Heer van jou lewe te maak nie. Net daar waar jy is, daar op Facebook. If you hear this message, you can pray with us. All you need to do is pray with me and believe that Jesus is the Son of God and He is Lord. En as jy vanmôre in hierdie plek is, jy wil jou lewe vir Jesus gee, wil jy net vinnig jou hand opsteek nie, daar op Facebook, stuur vir ons 'n boodskap, sê ek neem Jesus aan. Ek glo vandag praat hy met sy liggaam. Daar op Facebook, ons gaan bid, gaan nie uitreik nie. En ons sal bid, en ons sal die Here vertrou vir 'n persoon wat hierdie boodskap gaan luister later. Dat wanneer God sy lewe verander, hy die gebed saam sal bid, kom ons bid saam met hulle nou. Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons vra U, vergewe my as sondaar my sondes. Ek glo Jesus, U is die Seun van God. U is gebore uit die Maagd Maria, gesterwe op die kruis van Golgotha, op die 3de dag opgestaan, opgevaar na die hemel en gaan sit aan die regterkant van die Vader, van waar U weer kom. En die woord sê, as ek met my hart glo en met my mond die Here Jesus bely, sal ek gered wees. Ek glo met my hart, ek bely met my mond, en daarom dank ek U dat U my nou gered het. Van hierdie oomblik af, wees Heer van my lewe. Ek gee my oor. Was my witter dan die sneeu. Amen. Prys die Here. Ek dank U Here vir elke seën wat hy gee en wat hy bring om in ons lewens te werk en te doen en verandering te sien. Hy is kosbaar vir ons. Prys die Here. God is getrou.
Kom ons gaan saamstem in gebed en ons gaan bid vir wenstande. Breinkanker gaan nie goed met hom nie. En ons gaan die Here vertrou om hom aan te raak. Ons het gehoor van die krag van die Heilige Gees. Amen. Hy is dieselfde God. Amen. Ja, so vanoggend daar waar jy is, hy kom ons stem saam in gebed, né? Is jy saam met my? Hemel Vader, ons kom vanmôre so ons dra vir wenstande aan die op. En Here, U ken vir Ben beter as enige ander persoon, want U Ben geformeer. Voordat hy nog in sy moeder skoot gevorm was, toe het U vir Ben reeds geken. En Here, nou het hy daar die breinkanker, maar ek weet dat daai breinkanker is ook 'n naam vir wie die knie sal buig, die naam Jesus Christus is groter. En ons dank nou, Here, dat hierdie kanker sal wyk uit sy liggaam. Elke gewas verdooiing opklaar, dat breinfunksie herstel en normaliseer, en sy liggaam, mensenliggaam, nou genesing ontvang. Ek dank U daarvoor, want deur die wonde van Jesus het daar vir Ben genesing gekom. En Ben ontvang sy genesing in die naam van Jesus. Ons dank U, Here, dat U dit nog steeds doen. Dit maak nie saak hoe dit vir ons lyk nie. God het nog steeds die laaste sê. En ek dank U dat U 'n God van lewe is. En daarom vra ek U nou dat U lewe deur sy liggaam vloei. Ek dank U. Ek dank U vir genesing. U woord het U gestuur en hulle van alle kwale genees. En U woord werk nog steeds. Jesus, dank U dat U nog steeds genees. En nou verklaar ons genesing oor sy hele liggaam tot eer en verheerliking van U grote naam. En die lof en die eer kom U toe. Dankie daarvoor, Vader, ons prys U. En ons vra dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Amen. Loof die Here. Die Here is goed. Hy is goed vir ons. Ons sal aan die tafel van die Here sit vanmôre. Dit is altyd 'n voorreg om te kan aansit. En wanneer ons aan tafel gaan, onthou ons natuurlik wat hy vir ons gedoen het op die kruis van Golgotha. Wie mag deel aan die tafel? Almal wat Jesus aangeneem het as hulle persoonlike saligmaker. Kerkraad, kom na vore, kom neem julle plekke in. Halleluja. Thank you, Jesus. Broer Ryan, sal jy ons kom help asseblief, man? Dankie. Hier is getrouw. Van ons kerkraad is siek, so hulle is hier vandag nie. Prys God die mense wat kan. Amen. Ons vertrou die Here saam vanmôre, terwyl ons so aan gaan sit aan hierdie tafel. Jesus het in die nag toe hy aan tafel was met sy disippels, het die brood geneem. En nadat hy gedank het gebreek en sê, neem, eet is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit so dikwels julle by mekaar kom tot my gedagtenis. En vanmôre wanneer ons hierdie neem, en kyk hoe hy gaatjies inryk, strepe op hom, want dis wat Jesus gedoen, en hy is verbrysel en deurboor vir my en jou. 39 houe het hy ontvang vir jou genesing en vir jou vrede. En vanmôre, wanneer jy hierdie neem, is dit nie net 'n broodjie wat jy eet nie. Onderskei vanmôre dat dit sy liggaam is. Hy sê, so dikwels julle by mekaar kom, doen dit tot my gedagtenis. Wat se gedagtenis? Wat hy gedoen het op Golgotha. He died for you and me, so that we might live for him. So vanmôre daar eers kom ons sluit ons oë. Vader, ek sê vanmôre baie dankie. Dankie dat ons vanmôre die voorreg het om aan tafel te kan kom en te kan onthou wat U gedoen het op die kruis van Golgotha. U het op die kruis gesterwe, Here, U kon 'n legioen engele geroep het, maar U het stil gebly soos die skrif sê, sodat ons gered kon word. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dankie Jesus dat U gekom het. En dankie
dat in my en ons plek gesterf het. Dankie dat ons vanmôre kan sê, ons is kinders van God, deur dit wat U gedoen het op Golgotha. En ons onderskei vanmôre dis die liggaam. En so vanmôre terwyl ons dit neem, waar daar krankheid is, mag daar genesing uitspruit. Here, ek dank U daarvoor nou, want die prys is betaal. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dis my liggaam. Sê die Here, my liggaam vir jou gebreek is. Doen dit so dikwels as jy met mekaar kom, my gedagtes. En net so, na die brood het hy die beker geneem, en hy het gesê, dis die beker van die Nuwe Testament in my bloed, drink dan vandaag uit tot my gedagtes. Net die bloed, wat jou sonde wegkom was. Niks anders nie. Die skrif sê, sonder bloedvergieting, is daar geen vergifnis van sonde nie. Jesus se bloed was nog steeds bitter dan die sneeu. So vanmôre, wanneer ons neem van die tafel, ondersoek jouself. Dat jy op onwaardige wyse aan die tafel deel hê, want die skrif waarsku ons, hy sê, daarom is daar soveel swakkes en sieklikes onder julle. En 'n aantal het reeds ontslaan, omdat hulle nie die liggaam van die Here onderskei het. My vriend, vanoggend daar waar jy is, ondersoek jouself. Ondersoek jouself. En neem van die tafel, sê die woord, sodat jy nie sal die wêreld oordeel word nie. Baie belangrik deel, moenie vergeet nie, vanoggend, dit is sy liggaam. Prys sy groete naam. Wacht voor elkaar, zo pak zeker je heen en dan gaan we ons alles samen nemen.
bedien of jy gemis? Net ontvang? Almal ontvang? Kom ons staan saam. Kerkraad van die weg is by jou voorkom. This is his body. Broken. You and me. Hy sal in die woord as hy daar. Ons ongerechtigheid op hom geneem. Ons neem die lichaam van die Here Jesus saam. Baie dankie Here vir die voorrecht. Prys Jesus. Kelkies maar jy kan doen, aan die kant te bestuur.
Sê net dankie vir die Here vanmôre. Sodat aan tafel kon wees en kon neem vanmôre, Suster Silly, dis ons dankie. Vader, so kom ons vanmôre, Here, wat 'n voorreg vandag, Here, hier om hier te kan staan as kinders van God, Here, bloedgewastes, Here. Wat 'n voorreg, my Vader, Here, dat ons saam die brood kan eet, Here, saam die beker kan drink, dankie, Here. U gedagtes vir ons, Here. Here, u gedagtes is so groot vir ons, my Vader, Here. Here, is so groot vol. Here, 'n toekoms van vrede, my Vader. 'n toekoms van hoop, Here. 'n toekoms van lewe en oorvloed, my Vader, Here. Here, ek bid so vanmôre tot elkeen vanmôre, elkeen se hart, Here. Elkeen se siel vanmôre, my Vader, Here. Here, mag u kom iets nuuts doen vanmôre in elkeen, my Vader, Here. U bloed spreek nog van beter vanmôre, Here. Ek moet dit nog nooit sy krag doen, Here. Ek spreek genesing nou tot elkeen, my Vader, Here. Here, mag ons ontvang, Here, ons iets a gift, Father God. It's a gift from above, Father God. Yes. Woord vir genesing, Here. Dankie vir voorsiening, Here. Here, dankie vir 'n toekoms se hoop, Here. Ons eer ons prys daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Baie dankie, Suster Silly. Dankie dat jy kan die sitplekke neem. Baie dankie. Ons gaan so na die afkondigings toe en by die verjaarsdag op die 2 Junie is dit Catherine Pelsen se verjaarsdag. Die 4de is dit Stephen Black se verjaarsdag. Dit is net daai 2 hierdie week. As jy iemand wat ons dalk gemis het, wil jy ook nodig mis nie? Okay. En hy baie geluk aan elkeen wat verjaar kan in hierdie week, mag die Here jou ryklik seën en 'n besondere nuwe lewensjaar gee. Maar goed, dit guns jou vol. Elke oomblik van jou dag mag dit die beste jaar van jou lewe wees tot nou toe. Amen. Sê amen as jy dit hoor. Amen. Kom ons sing vir Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Awesome, hallelujah. En maak die jaar mooi, nie dat jy nie gebeur nie, maak hom mooi. Wie kan sê dit? Geen. Okay. As vacancies met ander woorde, okay. So, iemand kan opval, volgende jaar. Al hierdie week se afkondigings, maandag aand, 7:00, bid ons saam met die kerk. Kom die tyd uit, kom bid saam met my. Die Here vertrou en ons glo, net soos jy gehoor het. Die Here gaan groot dinge vir ons doen. Amen. Dinsdag aand, evangelisasie, ons is klaar met Broer Wyn, kom ons luister maar uit en WhatsApp die groep evangelisasiespan. Broer Wyn is op die bel hier op Kouerag en Grieperag en die ouens, so ons vertrou die Here op hulle spoedig herstel, maar voorlopig, 7:15 evangelisasiespan. Ons sal hoor by Suster Lisel, ek neem aan hulle oefen, 7:45, die by die kerk, die 6:45. Oh sorry, 6:45, ek is by julle hoor. 6:45, dankie tot daaroor, hulle is allemaal laat hier kom. Okay, so 6:45 is dit die Chosen Prophetic Dance Ministry oefentyd. So onthou dit, bring hulle op hoor. En dan weer Woensdag het ons selle wat hardloop, skakel in by jouself man. Moenie uitmis, groei saam, ons praat oor die oorvloedige seën in jou lewe. Amen. So groei saam, die Here seën jou. En natuurlik donderdag is dit die lofdanses, 6:30 oefening, 6:30 die lofdanses hier by die kerk, die Nazarenes. So onthou dat oefen hulle saam. Vrydag is dit weer eens die jeug en die jeug. Jo, waar is ons jeug? Ja, dankie my broer, ek sê, jy sal nie oud, jy is jeug, prys sy naam, ek is saam met jou nog jeug, hoor. Die jeug moet kom na die huis, wat die Here opbring, en bring hulle op, kom geniet dit saam, kom ons maak die naam van die Here groot. Broer Timothy,
Kry jou maats jong. Een van die dae op die 16de is dit 'n groot jeugdag. Goeiemôre almal. Op die 16de gaan dit 'n jeugdag wees. Dit gaan by Celia Hoërskool se sportvelde wees. Dit gaan R20 vir 'n groot mens wees om te kom kyk en R10 vir 'n kind. Ons jeug, ons kort, ons rugby span, ons kort, ons netbal span. Daar gaan natuurlik die kompetisies wees soos altyd. Ons moet show, ons is daar. Okay, daar gaan ook stols wees met klomp kosse en klomp games gaan daar ook beskikbaar wees vir die jaar. So, kyk uit, maar tyd vir dit. Ja, moeder sport ook, né? Ja, toutrekken en ek weet iets van daai aard. Ja, so dit gaan 'n bietjie anders wees hierdie jaar. Kom jong mense, dat is ons kerk teenwoordig. Kom ons gaan geniet dit saam. Ek gaan nie saam met julle die tyd geniet, hè. Amen. Ons vertrou die Here ook saam daarso. Dan moet ek vergeet die 5de Julie het ons 'n Bybel vasdraag aan 'n lekker tyd wees. Moenie net musiek opskakel in. Dis op 'n Saterdagmiddag, man. Moenie vergeet daarvan nie. Word deel daarvan, geniet dit saam met ons. Ons gaan 'n bietjie kuier, net lekker tyd saam hê in die huis van die Here. So koop hy tydjie uit, kom geniet dit saam met ons op die 5de Julie. Amen. Manne kom. Die manne kom. Ons gaan lekker kam. Manne, ons gaan lekker kam. Ek hoop jy's reg vir die kam. Ek hoop jy's gereed om te gaan. Dit gaan 'n awesome tyd wees. As jy nog jou naam opgesit het nie, praat daar agter gou met sin julle. Daar ergens is 'n lysie daar somewhere. Kon net dit so lys vol. Skryf jou naam op. Gaan kam saam met ons. Ons gaan 'n lieflike tyd hê. Glo my. As jy nog nie saam met ons gaan kam het nie, jy gaan daar bless wees. Jy gaan bless wees. Net R600. En daai is omtrent wat net jou koste vir jou verblyfkamer. So jy bekommerd te wees nie. Kom, geniet dit saam met ons. Gaan 'n lieflike tyd wees. Kyk uit daarna. Pinksterdienste. Het jy vanoggend gesê, volgende Sondagoggend, 9:00 die oggend en 5:00 die aand. Begin ons Pinkstertyddienste en ons gaan hier vure sien val soos jy langklasse sien val. Amen. So kom en bid saam en vertrou die Here saam en dan natuurlik Maandag aan, Dinsdag aan, Woensdag aan. Al 3 daai aande 7:00 die aand. Okay, gaan ons diens hou en ons gaan die naam van die Here groot maak. Vra die mense wat laas jaar hier was. Mense. Dit was wat jy wil nie mis nie. Koop daai tydjie uit. As jy nog nie gevul is nie, is jou oomblik hier nie. Die Here gaan jou vul met die Heilige Gees en met krag. Rian, as hy, dankie Rian. Walk for Jesus. Dankie Rian. Goeiemôre. Ek kom te recap op laas Sondag. So die Walk for Jesus doen ons op die 30ste Augustus, eintlik op van die 31ste, as ek het fout gehad. Dit is Saterdagoggend 9:00. Ons het boekies beskikbaar. Ek moet sê die eerste 20 boekies is al uit. Volgens, baie dankie vir almal wat 'n boekie gevat het. Ons sal weer 'n klompie hê volgende week. So stuur maar uit. Daar is baie pryse, so asseblief mense, neem deel. Ek gaan nie al die pryse bekend maak op die stadium nie. Maar as jy 'n boekie vat, gaan ons jou op 'n WhatsApp groep sit. Almal wat 'n boekie het, is op 'n WhatsApp groep en al die inligting sal daar gegee word. So as jy nou 'n bietjie nuuskierig is, kry jy 'n boekie. Dis op die groep. As jy 2 boekies gekoop het, kry jy 'n T-shirt. Ek het nou verlede week aangehad en ek weet baie mense is agter daai T-shirt aan, so dit is goeie nuus. Groot pryse, daar's sonbrille wat ons hierso gaan hê. Daar's 3 lessenare wat ons hierso gaan hê en dan gaan allerlei ander goeders wees, ons vouchers en so aan. So ja, asseblief ondersteun ons. Jy het 3 maande as elkeen 'n boekie vat. En die kerk. Ek weet nie hoe mense ons almal is seker, ons is soos 400 all together, was werk die meeste so as almal 'n boekie kan vat. En in 3 maande sit daar daai boekie terug en dan koop ons daai kombietjies maar baie. Das is so ja, dit is maar van my kant af. Amen. Ek het alles Okay, so daar gaan borsbolletjies en 'n koeldrankie beskikbaar wees. Elke persoon wat 'n vol boekie verkoop, gaan 'n gratis borsbolletjie en 'n boekie kry. Borsbolletjie en 'n koeldrankie kry. Maar
mense wat deelneem. Vir jou om deel te kan neem, ek het eintlik vergeet om iets te sê, soos eintlik goed aan my is in hierdie geval. Vir jou om hier te kan wees, moet jy at least 'n kaartjie gekoop het. So dis R30. En dan is daar vir die almal wat die stap doen, die eerste 350 mense wat terug is na die stap, is daar vir almal 'n medalje. Ons gaan daai medaljetjie sometime op die skerm hê sodat almal kan sien. So asseblief, ek dink ons kan hardloop op. Ek het nou iets te dink. Ek weet in die gemeente is daar ouer mense wat nie so ver kan loop nie. So ek het maar gedink so vinnig. Miskien moet ons kyk, kan ons nie soos 1 of 2 rolstoele kry, dan kan iemand daai persoon stoot om net deel te wees van dit. Want ek weet ou ouens en ou die ouer gades. So dan kan hulle ook deel hê daarin, want ek weet baie mense wil kom, maar hulle kan nie so ver stap nie. So kom ons skryf hulle rolstoel, ons sit hulle in die rolstoel en ons stoot hulle hier saam met ons op. Ja man, dit is 'n job waar jy al die pad gestoot. As jy kom sê, bring sommer rolstoel saam. Hulle persoon, kom stap saam met ons. Gemeente, ons vra julle hulp. Okay? Ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het elkeen van julle kry 'n boekie by Rian. Want nou jy verkeer die kerk te verkoop. Ons wil baie keer net aan die ouens in die kerk verkoop. Nee, ons wil jy sien ouens van buitekant af hierso hê, okay? So kry daai ouens wat jy ken by jou werksplekke, oral daar, jou familie, jou vriende. Kontak hulle. Sê koop 'n kaartjie man. Dis die is cheap. Kom stap saam. Ons gaan is dieselfde roete as laas jaar. Selfde roete as laas jaar. 3 kilos. Is nie ver nie. Is nie ver nie. So kom geniet dit saam met ons. Dit was lekker geweest, lekker gestap. Kom geniet dit saam met ons en soos jy hoor, daar's mooi pryse, né? So kom en ondersteun. As ons al die boekies kan doen, Leon, hoeveel boekies het jy sê? Wel, ek het nog net 20 April ons beplan vir so 2 ure. Okay, jy 20 April by die 20ste uit. Nee, dan nie te min, ons moet boekies kry. Okay, so praat met Leon. Ek sal Leon se telefoonnommer op die groep deel. Okay? Ek gaan hom op die groep share. Met Walk for Jesus, dan kan jy vir Rian kontak, sê ek so 10 boekies, koop hulle almal sommer nou al, dan gaan deel jy net kaartjies uit, okay? Dis reg, né? Laat ons saam. Ja, ek wil nie vir ons kerk saam hê. Come on, let's do it together. Dis ons kerk en ons doen dit vir ons gemeente. So help ons. Ons maak staat op jou wil. Amen. God bless you. Baie dankie ook daarvoor. En dan ons bless ons. Baie dankie. Hier eens vir elke ene wat bygedra het. Kom ons gee dit vir hulle hande klap. Baie dankie. Iemand verantwoordelik. So ons sê vir die baie dankie daarvoor. Die Here seën jou. En ons gaan vandag seën vir ja, baie gou weer. Ek sê baie, ek kan alles onthou. Dankie my vrou. My vrou herinner my aan. Ek het niks gesê oor die vrouekamp nie. Die vrouekamp. Vroue maak nou al reg. Dames maak nou al reg, né? Die vrouekamp kom. Kos is dieselfde, R600. Julle kan vir in die WhatsApp, okay? Gaan 'n lekker kamp wees. Die vroue het op lanklaas 'n vrouekamp gehad. So gaan kamp saam. Is 'n lekker tyd man. Bietjie bande smeer en eenheid en lag en saam huil en man, jy doen alles saam. Ons het 'n lekker tyd in die Here. So moenie mis nie. Dis in September die 12de tot die 14de September. So gaan skryf die datum neer. Spaar nou al, sit ietsie weg. As dit nie op jou so vinnig so groot en so swaar nie, né? Dan gaan kamp jy saam. Jy gaan gebless terugkom. Wees verseker. Amen. Dan ons blessbokse. Ons gaan bless vir broer Charles en suster Andrea, né? Ons gaan hulle bless en ons gaan die Bosch familie. Ons gaan hulle bless vandag. Okay. That's it. Jy wil 'n lekker aanstap met hulle. Ja, julle weet ons werk bless Bosch, né? Ja, ons bless enige. Prys God, is wonderlik om dit te kan doen. Ek onthou pastoor Renier het nou weer vir ons by die vergaderings vertel oor een diens het hulle daai oggend besluit, hulle gaan sommer pizza net bestel. En die aflewer ou, die persoon wat die aflewering doen, gaan hulle offergawe opneem en hulle gaan sommer net bless.
En daai Sondag kom die ou en die pizza bestel, hy bring die pizza in en daai oggend toe neem hulle offergawe op en hulle bless daai ou. En daai ou is in trane. Hy verstaan nie wat gebeur nie. Hy sê die eerste keer in sy lewe, hy sê hy het gebid. Hy sê hy wil gaan verder studeer en hy kort soveel geld. En daai oggend die offergawe wat hy nodig gehad het, hy vir die Here gesê en hoe die Here hom bless. Hy was so net 'n random persoon. Dis nie gevra ken jy die Here, dien jy die Here nie, ons sê man ons wil net vandag vir jou bless. My wil ook bless. Wat 'n opgewondenheid in hy lewe. Dink net wat daai persoon gaan vertel vir die wêreld uit te kan. En die ons kerk, ons kan 'n verskil maak. Ons kyk baie keer, jy weet, in jou straat is daar iemand se huis, die tuin is netjies, die gras groei, lyk alles aan toe en ons weet nie wat in die huis aan die gang is nie. Miskien is daar iemand siek, hulle kan nie by die tuin uitkom nie. Jy weet net om te gaan en sê, kom en ons sal 'n paar manne kry, ons gaan sommer jou tuin vir kom uitsom. Nie waar nie. Wat skuld ek niks nie. Ons doen dit nie. Ons is die liggaam van Christus. Wie wat doen nie vir daai persoon? You will bless them. It's a blessing. Ons is 'n seën om iemand te seën. Kom ons maak 'n verskil as die liggaam van Christus. Amen. Kom ons staan, sluit ons af met gebed en dankie dat jy hier was. Moenie vanaand vergeet nie 5:00 is ons weer by mekaar en dan maak ons die naam van die Here saam groot in hierdie plek. Amen. Prys die Here. Sy loof sy groot naam. Kom ons vra vir Daniël om ons te vandag dankie vir Daniël. Vader, my baie dankie sê Here dat ons by mekaar kom in die huis, my Vader, Here, om die woord te kom ontvang, my Vader, Here. Here, dat ons weet, my Vader, ons is nooit alleen nie. Yes, dankie, Here, vir die tyd wat voorlê vir ons, Here. Dankie, my Vader, Here, dat dit 'n goeie toekoms vir ons is, my Vader, Here. Ongeag wat in hierdie wêreld gebeur, Here, ons weet, Here, dat U is in beheer, my Vader, Here. So het ons vanoggend gehoor, my Vader. Ons moet wagtend wees, my Vader, Here. En Here, ons het 'n afwagting, my Vader, Here, vir wat vir ons op pad is, Here. En daarom sê ek dankie, Here. En Here, soos ons nou mekaar uitgaan, Here, vra ek, Here, dat U ons elkeen sal behoed en bewaar en beskerm, Here. Ons veilig sal hou, my Vader, Here, en ons reis in genade sal gee, Here. Here, tot ons weer by mekaar sal kom, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees vir die gaan bly totdat hy kom. Amen. Die Here seën jou. Okay, voor ons loop, kom ons staan net so. Wat is hulle naam? Ons is voor die... Kan ek maar die kamera...